Psalm 116, kom ons word net vir so 'n oomblik stil. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit, doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword, toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Aan die gemeente van Carletonville, die Here groet julle almal vanaand en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Ons skriflesing vanaand is Efesiërs 5 en daarvan vers 18 af. Ons gaan vers 21 ook saam lees, alhoewel as 'n mens deesdae gaan kyk en as 'n mens ook gaan kyk na die Griekse teks, dan val vers 21 eintlik regtig in die volgende perikoop waar hy praat oor die man en vrou, maar ek dink dit sluit tog hierby aan dat ons ook uit eerbied vir mekaar, uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig moet wees. So voordat ek gaan lees, kom ons buig met ons hoofde in gebed. Here, as ek vanaand laatmiddag so uitgekyk het hier by die kerk se deur in die rigting in die weste kant, was dit so wonderlik 'n mooi uitsig gewees. Die horison was eintlik vlamrooi gewees. En so tussendeur die bome wat hier buite staan, het dit 'n ongelooflike indruk geskep. Here, daar is nie 'n groter skepper en 'n groter skilder as U nie. Want as enige skilder vanaand hierdie toneel sou probeer vasvang, sou hy dit nie kon regkry nie. En Here, ons kom staan vanaand maar net weer eens in verwondering vir dit wat U doen elke dag in ons lewe. Dankie Here dat ons vanmôre kon opstaan, dat ons die nuwe dag kon begroet. Dankie dat ons 'n hele dag kon hê wat vol dinge was, maar Here, dat ons geweet het elke oomblik van hierdie dag is U by ons. En dankie ook Gees van God dat ons weet dat U die een is wat ook ons vul in ons dag. U is die een wat ons begelei, U is die een wat langs ons kom staan in sterkte en ons oplig as die parakleet, wanneer ons self nie kan of wil verder gaan nie. Dankie Here dat U ons vanaand weer as gemeente almal saamgebring het. Vir elkeen wat hier kan wees, en ons weet daar is baie wat siek is en verkoue is en griepe en longontstekens ensovoorts het, Here, en ons weet hulle kan vanaand nie wees nie. Maar ons sal baie graag hier wou wees. Ons dra ook vir hulle vanaand aan U op en ons wil vra dat selfs in hulle afwesigheid dat hulle ook sal weet dat U vanaand vir hulle in U hand vashou. En Vader, ek wil vra dat U deur die Gees vanaand ook ons elkeen se gedagtes in U hande sal hou, sodat ons nie van ons gedagtes afdwaal en aan ander dinge dink nie, maar dat ons regtig suiwer U woord sal hoor en sal verstaan. Die Gees van God kom word U die prediker vanaand wat hierdie woord in ons harte kom skryf en ons gedagtes vas lê, sodat ons wanneer ons ook hier uitgaan vanaand sal weet dat hierdie was nie maar uit woorde van 'n mens nie, maar dit is U wat die woord geïnspireer het in die begin van mense gebruik gemaak het, is U wat ook vanaand met ons elkeen, U vir ons elkeen hierdie boodskap bring. Daar is my gebed vanaand, Here, maak dit stil en rustig in ons hart en ons gemoed, sodat ons U werklik raak sal sien. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Efesiërs 5 van vers 18 tot 21. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, en daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En sing onder mekaar psalms, lofgesang en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God, die Vader, altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Die vervulling met die Gees. Ek dink dis 'n onderwerp wat dikwels verkeerd verstaan word, of wat
deur baie verskillende mense verskillend geïnterpreteer word. En ek wil graag kyk of ons vanaand nie so naas moontlik aan die Bybelse verstaan daarvan kan kom nie. Paulus begin hierdie gedeelte en dan sê hy, moet julle nie self aan drank te buite gaan nie. Nou, ek het al met julle daaroor gepraat en daai beeld gebruik van, as 'n mens dronk word en jy 'n dronk mens sien, jy kry so 'n paar tipes dronk mense. Jy kry die stil ene wat niks sê nie en daar in die hoekie gaan sit. Jy kry die een wat regtig dronk verdriet kry, en dan kry jy die een wat luidrigtig en uitbundig is en die hele wêreld behoort aan hom, die sterk man. So het jy so 'n paar van hierdie tipes en dan het jy die een ou wat heeltemal, as hy te veel gedrink het, dan pas hy sommer net uit. En as ons nou vanaand vir Okkie voorbereid, hy vertel so 'n mooi dronk grappies. Hy maak dit so mooi na, kon hy vir ons een van daai stories vertel. Maar ons almal het al gesien, ons het dit beleef. Dus die slegte kant daarvan beleef al dalk in ons eie lewens. En wat Paulus vir ons hier wil kom uitbeeld, of die betekenis daarvan, is dat 'n persoon, of dit nou drank is en of dit dwelms is, of dit enigiets anders is wat jou in besit neem, jou beheer oorneem van jou denke en jou gevoelens, dan is jy nie meer in beheer van jouself nie. Dis nie meer jy wat optree nie, maar is hierdie alkohol of dwelms, kokaine of heroïne of dagga of wat ook al mag wees, wat eintlik in beheer kom. En jou gevoelens en jou waarnemings word eintlik daardeur in besit geneem. En dit is nie meer jy wat in beheer is nie. En nou sê hy vir hierdie mense in Efese, te sê, ek weet nie of daar 'n groot drankprobleem daar in Efese was, dalk was daar, maar ek weet baie van veral die tempels wat opgerig is, hierdie Romeinse tempels, het maar saam met al hierdie dinge saam gepaard gegaan. Daar was maar 'n drankmisbruik en daar was maar 'n misbruik op verskillende vlakke, seksuele vergrype ensovoorts. So die mens was nie aan homself gewees nie. En dit was deel van die godsdienstige wêreld waarin in die heidendom geleef het. Maar wat Paulus vir ons ook kom sê vanaand is dat as jy kan kies, jy kan of in hierdie wêreld jou aan drank te buite gaan en jy kan buite beheer van jouself wees en jy gaan môreoggend gaan jy opstaan en jy gaan dalk nie weet wat jy gesê en gedoen het nie, maar dit gaan negatief wees. Of jy kan 'n besluit neem in jou lewe om deur die Heilige Gees vervul te word en die beheer aan die Gees oor te gee en te sê ek wil ook nie in beheer van myself meer wees nie, maar nou op 'n ander manier, sodat God besit kan neem van my, sodat die Heilige Gees besit van my kan neem, sodat ek nie meer in beheer is van my lewe nie. Want as ek in beheer is van my lewe, dan neem ek die verkeerde besluite. As ek in beheer is van my lewe, soos wat ons gisterand gehoor het, of eergisterand gehoor het, dan lees ons van daardie stryd waarvan Paulus praat in Romeine 7, waar hy sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil, dit doen ek. So as ek in beheer van my lewe is, dan is ek geneig dalk om die verkeerde besluite te neem, of ek is makliker vatbaar daarvoor om die verkeerde besluite te neem. En om dan by die punt te kom te sê, Here, ek aanvaar U as Here en as God en as koning van my lewe, beteken eintlik dat ek kom by die punt waar ek vir die Here sê, kom neem dan besit van my. Ek leef nie meer vir myself nie. Aldus beskryf Paulus dit so mooi as hy sê daar in Kolossense, jy moet sterf in Christus, sodat Christus in jou kan opstaan en in jou kan leef. En dan gaan hy verder in Kolossense 3 vers 5 waar hy sê, maak dan dit wat nog skeiding maak tussen jou en God, maak dit dood. En hier praat hy van 'n aktiewe proses, onthou ons het gisteraand ook vir mekaar gesê, in die heiligmaking, dat dit is nie maar net iets wat God in jou lewe doen nie, maar jy moet ook aktief besig wees, sodat God met jou hierdie pad kan loop, maar as jy nie ook in hierdie proses toegewy is nie, dan kan God dit nie in jou lewe doen nie. Ek wil amper sê, hy gaan jou nie override nie, as jy nie wil daar wees nie. Maar as jy toelaat dat die Heilige Gees in jou kom en hierdie pad van heiligmaking met jou loop, sodat jy al hoe meer en meer die beeld van Jesus kan vertoon, dan is jy aktief daarin besig.
Ook soos ek gisterand gesê, beteken dit nie dat ek nou die roem en die eer kry, en dat ek nou sê, maar kyk hoe oulike, wonderlike, mooi, en wat ook al ek is, en dit beteken net, dat ek by die punt gekom het waar ek besef, dat as ek nie in afhanklikheid van die Here leef nie, as ek nie by die punt kom waar ek my lewe oorgee aan die Here nie, dan gaan ek nie reg kry wat die Here wil hê in my lewe moet gebeur nie. En daarom kom staan ek voor die Here en sê, Here, nou eindig my lewe. Nou eindig hierdie lewe, hierdie sondige mens wat hier voor U staan, kom laat ek sterf in Christus, sodat Christus in my kan leef. En dan moet ek ook daagliks besig wees om die dinge wat my kan verhinder om so te wees, ook in my lewe doodmaak, soos Paulus skryf in Kolossense 3. So dis 'n aktiewe proses. 'n tweede belangrike ding wat ek vanaand wil sê is dat wanneer ons so praat oor die vervulling met die Heilige Gees, moet ons onthou, hierdie is nie 'n suggestie nie. Dis nie 'n as jy wil, laat jy vervul met die Heilige Gees nie. Hierdie is 'n opdrag wat die Here sê vir die gemeente in Efesiërs. Moenie dronk word van wyn nie, moet jy net te buite gaan aan die dronk aan wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Dis eintlik 'n opdrag, dis nie maar net 'n bykomstigheid wat ek kan aansit nie. Ons vrouens is ons baie lief vir bykomstighede. Ons hangertjies of ons oorbelle, 'n bietjie lipstifie aansit, 'n bietjie mooi lyk, die accessories. Hierdie is nie 'n voorstel nie, dis nie 'n suggestie nie, dis nie maar jy mag dit dalk doen as jy daarvoor lus is nie. Hierdie is 'n opdrag van die Here om te sê, word vervul met die Heilige Gees. Onthou wat hy net bietjie vroeër skryf in Efesiërs 4 vers 22, as hy sê vir ons daar sê, hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het, breek met die ou sondige mens in julle wat deur die sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is en lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. So dit sluit baie duidelik aan by wat hy hier in hoofstuk 5 vir ons sê, waar hy sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Dis deel van hierdie vernuwingsproses wat in my moet plaasvind. En dat God my kom volmaak. Ek het nou so 'n bietjie van hierdie glas water gedrink, maar as ek nou hom sou volmaak, dan sal dan nie 'n plekkie wees in hierdie glas wat nie gevul is met water nie. Want hy's volledig leeg gewees. As ek nou 'n klomp klippies in hierdie glas gooi, en ek maak hom dan vol water, gaan daar minder water in kom, want hy's vol klippies. En dis wat ons baie keer in ons lewe is, as mense die sonde kan vergelyk daarmee, die sonde en die ou mens is die klippies wat ons in ons lewe los. En die Here wil hê ons moet daai klippies uithaal. Ek dink ek het al vir julle die storie vertel van ons van my staproete wat ons 1 jaar gehad het saam met een van my belydenisklasse. En ons het die jeugouderling saamgevat, dis toe ek nog in Potje in die gemeente was. En die manne was bietjie stout gewees. Die jong manne wat saamgestap het. En elke keer as ons iewerste by 'n plek net bietjie gestop het hulle en die ouderling het sy rugsak afgehaal, dan een van die jong manne gegaan en net 'n klip bygesit in die sak. En so het hy al hoe swaarder begin dra. Naderhand het hy na so 'n paar stop het hy sê nee, hy weet nie, maar hierdie sak van hom word net al hoe swaarder en al hoe swaarder en al hoe swaarder. En toe ons uiteindelik die middag by die huis kom, toe hy sy sak so oopmaak om sy slaapsak en al die goeders uithaal, toe kom hy op al hierdie klippe af. Toe besef hy, kom sy sak al hoe swaarder en al hoe swaarder en al hoe swaarder geword het. En wat die Here eintlik vir ons wil sê is, ons moet nie die klippe inlaai nie, ons moet die klippe uitlaai. Dit wat ons in ons lewe in ons rugsakkie saam dra, ons moet begin om dit uit te haal, dit wat ons so vertroetel en saam met ons wil vat. Hy sê, haal dit uit, maak dit ligter, sodat die Gees van God jou kan kom volmaak en jy in die Gees van God kan lewe. En dan sal jy makliker doen en kom by die punt waar Christus alles in jou kan wees. Sodat jy lewe as nuwe mense. Sodat jy as nuwe mense kan leef wat na die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En julle weet, as ons praat oor heilig, dan beteken dit om daardie afgesonderheid,
om myself eenkant te sit vir die Here te sê, Here, gebruik U my. Dis wat dit beteken, om meer en meer deur die Gees volgemaak te word. Dis wat die Here van ons vra. So as ons hierdie gedeelte lees waar Paulus vir ons skryf dat ons moet vol word van die Gees, dis 'n opdrag. Ons het eintlik nie 'n keuse nie. Dis nie eintlik iets wat ons moet oor nadink nie. Wat die Here vir ons sê is, as jy tot bekering gekom het en die Gees van God het jou nuut gemaak, die wedergeboorte het in jou plaasgevind, laat jou dan vol maak met die Heilige Gees. Word vervul met die Heilige Gees. En wat meer is dat hierdie woord in die Grieks vervul maak, is eintlik 'n woord wat beteken om aanhoudend volgemaak te word. Dis nie iets wat jy maar net eenmalig doen nie. Jy moet voortdurend toelaat dat die Gees van God jou volmaak. Jy moet voortdurend vra vir die Here, kom vul my weer opnuut vanaand, vanmôre, vandag, sodat ek in die Gees kan leef. En ek hierdie nuwe lewe wat U in my wil bring, dat ek in die wêreld dit kan leef elke dag. So Gees van God, ook vandag, ook in hierdie oomblik, kom maak my weer opnuut vol. Kom maak my vol met U, met die vrug, met die gawes wat U in my lewe wil gee, sodat ek elke dag kan leef soos wat U wil hê ek moet wees en meer kan word soos wat U wil hê ek moet wees. Dis nie alleen 'n opdrag nie, maar dit is vir ons gegee, is vir ons eie beswil. Want wanneer ek so begin leef, en dan kan ons oorgaan na Galasiërs 5 toe, want wanneer ek so begin leef, vol van die Heilige Gees, onder beheer van die Gees, so wat Paulus ook elders vir ons skryf, dan kan die Gees sy vrug in ons begin dat waar word. Dan kan ons begin om die vrug te dra wat die Here van ons vra. Maar ek kan dit nie dra as ek nie vol is van die Heilige Gees nie. Ek kan dit nie dra, Jesus het al daaroor gepraat in Johannes 15, as hy sê, ek is die wingerdstok en julle is die lote. Wie in my bly, sal vrug dra. Maar wie nie in my bly nie, ek sal hom afsny en weggooi, in die vuur gooi. So die inbly in Jesus, ingeënt, ingewortel as deel van die wingerdstok. Dis die belangrike. Ons kan nie die vrug dra as ons 'n los loot is nie, wat nie deel is van die wingerdstok. Daai loot gaan doodgaan. En daarom is dit so belangrik dat ons in Jesus moet wees, en die Gees van God ook in ons moet wees. Anders is ons 'n los wingerdstok, 'n los rank, 'n los loot, wat uiteindelik nie sal vrugte dra nie. Maar wanneer ons gewortel en gevestig is in Jesus, en die Gees van God ons volmaak, dan kan die Gees begin om daardie vrug, daardie verskillende aspekte van die vrug, soos vreugde, vrede, vriendelikheid, liefde ensovoort, selfbeheersing, kan hy begin om dit in ons lewens te bring. En dan kan ek begin vra vir die Gees, maar Gees, kom, geef my ook die gawes wat ek nodig het. Kom wys my, wat is my gawe? Sodat ek ook hierdie gawe tot diens van U kan stel, sodat ek hierdie gawe voor U kan kom neerlê, sodat ek hierdie gawe tot dien eer van U naam kan gebruik en U daardeur kan dien. Want as ek nie in die Gees is nie, en as ek nie vervul is met die Gees nie, dan kan die Gees nie hierdie werking deur my doen nie. En die Gees se werk, het ons vir mekaar heel in die eerste aand gesê, het ons mekaar gesê, die Gees se rol en sy taak is om ons op te bou, om ons sterk te maak vir ons dienswerk. Toe die Gees van die Here uitgestort het in Handelinge 2, het onmiddellik iets gebeur in hierdie 12 disippels of apostels, wat hulle vir lewens het verander. Waar hulle 'n paar weke van tevore gevlug het en weggehardloop het, kon hulle opstaan en die woord verkondig. En in Handelinge 4, toe Petrus en Johannes gevang is, deur dieselfde Joodse raad wat Jesus gekruisig het, en vir hulle sê, julle moet nie verder, julle mag nie verder in die naam van Jesus mense gesond maak en die woord verkondig nie, was hulle antwoord gewees, julle kan maar maak met ons wat julle wil. Maar ons kan nie anders as om te getuig van die Here nie. Waar het hulle daardie krag en daardie moed en daardie oortuiging gekry, as dit nie was vir die Gees wat hulle volgemaak het en hulle oortuig het om getuies van die Here te wees nie. Is alleen wanneer ons vol is van die Heilige Gees, wat ons ook met krag en met autoriteit in hierdie wêreld kan optree.
Hoe lyk 'n geesvervulde lewe? Hoe lyk iemand wie se lewe deur die Gees vervul word? Beteken dit so iemand gaan nooit swaar kry, gaan nooit dinge verkeerd loop in sy lewe? Nee, dis nie hoe dit lyk nie. Maar so 'n persoon kan ook in sy swaar kry nog steeds die blydskap vind. Dit skryf Paulus vir ons in Filippense 4, as hy sê, wees bly in die Here, ek herhaal, wees altyd bly. Bly wanneer ek weet ek is vol van die Gees en die Gees van die Here is by my. Hy is die parakleet wat my sterk maak en my oplig en my optel. Dan weet ek kan ook hierdie moeilike tye in my lewe aanpak, want ek weet die Gees van God is by my en hy tel my op. Onthou wat ons vir mekaar gesê, die woord parakleet of comforter, soos wat in Engels vertaal word uit die Latyns uit, beteken eintlik om met my te wees, en die woordjie forte beteken met krag. Parakleet is ook om in my te roep, om in krag op te staan, en dat hy saam met my in die Gees wil wees. So wanneer die Gees ons roep, wanneer ons die Bybel vir ons sê, ek stuur vir julle die ander trooster, die ander comforter, dan moet ons dit verstaan in daardie lig, dat die Gees nie maar net daar is, om sagte woordjies in ons oor te fluister nie. Dit ook, ja, hy gaan ons ook troos as daar troos nodig is, maar hy is eintlik daar om ons op te tel en ons sterk te maak, sodat ons met die autoriteit van Jesus kan optree in hierdie wêreld. Sodat ons in sy gesag kan optree. So iemand wat vol is van die Gees is iemand wat met autoriteit kan optree en kan sê, dit sê die Here vir my. Dis iemand wie se lewe gevul word met lof en aanbidding, wat in die kleinste dinge in hierdie wêreld waar ons is, ook die grootheid van God kan raak sien. Wat in elke dag die Here kan raak sien, maak nie saak waarmee jy besig is nie. Ek onthou baie jare gelede het ek hierdie verhaaltjie gelees van 'n ou dame wat in 'n vervalle huisie gebly het, so op 'n plaas, hy was 'n bywoner gewees. Die boer het hom maar daar laat bly, maar die ou huisie het nader begin krake toon. Die kraak het al hoe groter geword het. Maar sy was 'n baie blymoedige mensie gewees. En eendag het die predikant of die priester daar by haar aangekom en vir haar gesê, kyk na die huis en gesê, maar jy's altyd so blymoedig, jy's altyd so vreugdevol. Hoe kan dit wees? Kyk na jou omstandighede, kyk na die huis waarin jy bly. En toe antwoord sy vir hom, toe sê sy, wel, die son skyn darm deur die krake. Daar kom darm 'n bietjie lig in. Nee, om elke kleinste dingetjie, al is dit negatief, maar dit nie daarin vas te kyk nie, maar om dit te sê, ek maak dit groot in die naam van die Here, want ek kan nog steeds die positiewe ook in die negatiewe raak sien. Ek kan nog steeds God se hand in my lewe raak sien. 'n Persoon wat gevul is met die Gees, is iemand wat ook gevul is met respek vir ander mense. Wat geen ander mens met minder respek sal hanteer as wat hy self hanteer wil word nie. Omdat hy weet dat ons elkeen in God se oë waardig is en waarde het. So 'n persoon se lewe word gedryf deur die liefde van die Here. En die mens kan sommer in sy teenwoordigheid die liefde van die Here ervaar. En so 'n persoon sal jy ook sien dat die vrug van die Here volop gedra word. Sy verhouding met ander mense sal altyd bloei en groei, en dit sal altyd vir mense lekker wees om in sy teenwoordigheid te staan, want dit sal vir hulle voel asof hulle in die teenwoordigheid van die Here staan. Saam met hom sal hulle ook kan leer om God te aanbid en God te loof vir dit wat die Here in ons lewe doen. Ek wil afsluit vandag met die gedagte dat wat ek eintlik al gesê het, maar dit net weer bevestig, om te sê dat ook in ons vervulling, ook in die proses om vervul te word met die Heilige Gees, net soos met heiligmaking, het ons 'n aktiewe rol. As ek en jy nie elke dag doelbewus vir die Here gaan sê, Here, kom vul my weer vanmôre, Here, kom vul my met die krag en met die liefde en met die vrug van die Gees, dan sal dit nie gebeur nie. So ek en jy is verantwoordelik, en die mate van vervulling wat ek en jy beleef, hang af van die verhouding wat ek en jy met die Here het. En dat ons in die vrymoedigheid met die Here kan leef, en die vrymoedigheid kan neem vir elke dag, elke oomblik van elke dag vir die Here te sê, Here, ook vir hierdie oomblik. Here, ek gaan in 'n moeilike vergadering.
Here, ek het 'n ontmoeting met iemand wat ek nie baie van hou nie, of wat ek weet nie baie van my hou nie. Maar Here, gee dat hierdie ontmoeting vandag so sal wees dat U naam verheerlik sal word. Here, ek weet nie om hierdie dag te hanteer nie, soveel dinge wat ek moet hanteer en ek weet nie om wat te doen nie, maar kom gee U vir my die krag dat ek hierdie dag kan aanpak en dat U naam verheerlik en groot gemaak sal word aan die einde van die dag. So ek en jy het 'n aktiewe deel daaraan om die Here toe te laat in ons lewe. Die alternatief daarvan is dat ons vir die Here kan sê, Here, nee, nie nou nie. Here, ek het nie nou nodig in my lewe nie. Here, ek wil nie hê nie. Om hindernisse in die pad te sit. En elkeen van ons moet ook in ons proses om te vra, is ek werklik en leef ek elke dag werklik vervuld met die Heilige Gees? Moet ons ook vra, as dit nie so is nie. Wat is die struikelblokke? Wat is die hindernisse op my pad? En as daar iets in my lewe is wat verhinder dat ek daar kom, dat ek vervuld met die Heilige Gees kan leef, dan moet ek ook gaan vra, Vader, help my ook om hierdie hindernisse uit my lewe weg te neem. Help my en wys my, wat is dit wat verhinder dat ek U nie kan dien en nie 'n vervulde lewe kan leef soos wat U van my vra nie. En wanneer ek daarmee besig is, sal die Here stelselmatig my nuut maak. Sal hy my weer van voor af begin skep, sodat ek in die regte verhouding met Hom sal kan leef. Ons gaan vanaand saam 'n nagmaal vier, en ek wil vra dat julle ook vanaand weer soos altyd julle self sal kom bedien met 'n broodjie. En as die een broodjie dalk vir jou te groot is en jy is saam met iemand hier, kan jy maar dit deel met iemand. En dan natuurlik ook is die druiwesap en die kelkies, die wyn is hier, en vir die van julle wat van die beker wil gebruik maak, sal ons ook die beker vir julle bring. So kom bedien julle self vanaand asseblief met die tekens van die nagmaal. Broers en susters, wanneer ons vanaand hier by die tafel aansit, dan weet ons, hier is maar net 'n gebruik of 'n gewoonte nie, maar ons doen dit omdat ons waarlik die belofte van die Here ook vanaand weer vir onsself wil toeëien. Die belofte wat hy vir ons gemaak het met sy kruisiging, om te sê, julle sondes is vergewe. En elkeen het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word, die wat hom aanneem en in hom glo. En wanneer jy vanaand ook hier voor die tafel staan en ook in opregtheid voor die Here staan en sê, Here, ek neem U aan, wat ons nou net gesing het in hierdie lied. Come, now is the time to worship, now is the time to give yourself. Here, ek kom gee myself vanaand ook. En dankie vir hierdie tekens wat ek aanvaar. Die brood as teken van die liggaam wat Jesus gebreek het, en die wyn of die druiwesap as teken van die bloed van Jesus wat gevloei het. En as ons vanaand in hierdie wete, hierdie nagmaal gebruik, dan versterk dit ons geloof. Dit tel ons op om te sê, onthou ook, ons is besig om gereed te maak vir die eindtyd, vir die wederkoms van die Here. Ons is besig om gereed te maak, sodat ons gereed sal wees as die Here kom, dat ek gereed sal wees om saam met hom te gaan. En hierdie nagmaal is maar net weer eens 'n herinnering, 'n teken vir ons elkeen om te sê, kom ons loop hierdie pad saam met die Here. As ek vanaand die brood breek, dan dink ons daaraan dat die brood die teken is van die liggaam van Christus, wat vir ons elkeen gebreek is aan die kruis. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat sy liggaam ook vir jou gebreek is, as 'n volkomme versoening vir al jou sondes. En so ook as ons die beker vanaand neem, dan weet ons en hoor ons die woorde van Jesus, wat nadat hy die Vader gedank het, ook gesê het, die beker van danksegging is die teken van my bloed, wat vir julle gevloei het aan die kruis. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat sy bloed vir jou gevloei het, as 'n volkomme verlossing vir al jou sondes.
Kom ons sê dankie vir die Here vir hierdie diens, maar ook vir dit wat ons by die nagmaaltafel vanaand ervaring beleef het. Vader, ons staan in stille verwondering voor U. Ons is verwonderd oor die liefde, oor die grootheid, oor die versorging vir ons elkeen. Ons staan verwonderd, Here, want ons weet dat U liefde vir ons so groot was, dat U Uself gegee het vir ons. En dis 'n belofte wat U al lank gelede gemaak het, reeds toe die verbond gesluit het met Abraham, en herhaal het met Isak en Jakob, en in die geslagte het U gesê, ek sal vir julle God wees. Here, U het ook vir ons gesê dat U ook in ons plek die sonde sal dra, al kon ons dit self nie doen nie, sal U ook vir ons sorg daarin. En as ons vanaand aansit by 'n nagmaaltafel, as ons vanaand aansit in hierdie erediens, by U tafel wat U vir ons voorberei het, dan dank ons U daarvoor, Here. Want ons weet U loop hierdie pad met ons elkeen. Ook vir die woord wat ons vanaand kon hoor, Here, dat ons weet dat ons elkeen ook aktief besig moet wees, ook in die volheid van die Gees, en dat ons die volheid van U werking kan ervaar. Petrus skryf daar in 1 Petrus, as hy sê, besef julle nie dat die Here julle wil kom oorlaai met al die rykdom van sy gawes. En Here, dit kan alleen ons deel word, as ons toelaat dat die Gees ons opnuut elke dag kom vul, en ons kan leef in sy krag, in sy liefde, in sy versorging. Daarom bid ek vanaand, Gees van God, kom maak ons vol. Kom vul hierdie gemeente, maak ons so vol dat ons dit sal voel, dat dit tasbaar sal wees, ook in ons elkeen se lewe. Dankie dat ons in hierdie Pinksterweek ook weer opnuut net kan stil word voor U, en dat ons ook afwagtend kan wees om weer op Pinkster te vier, eerskomende Sondag. As 'n herinnering en herdenking dat die Gees nou in ons elkeen leef en woon. Dankie vir U genade, en ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Aan die einde van die boek Efesiërs, hoofstuk 6, daarvan vers 23, groet Paulus die gemeente so, en spreek hy ook die seën oor hulle uit. Vrede vir die broers, en liefde en geloof van God die Vader, en die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees, wat vir ons Here Jesus Christus, met onverganklike liefde liefhet. Amen.